Volgende wil ek, soos ek genoem het, ons borge is vir ons belangrik. Ons kan ook nie hierdie doen sonder ons borge nie. Ons hoofborg vandag is NWK en ek wil graag Pieter Kleingeld vra om net 'n woord van NWK af te noem. Baie dankie. Goed, goeiemôre almal, dames en here, jong boere. Dit is vir my 'n voorreg om vandag hier so te wees as een van die hoofborge. Ons as NWK, ons roem daarop dat ons die oudste bestaande landboukoöperasie vir die laaste 25 jaar landboumaatskappy in Suid-Afrika is. So ons beywer ons al vir 115 jaar vir ons boere en vir dit wat vir hulle belangrik is. Miskien kan ek dalk net so begin met so klein staaltjie. Ek self boer deeltyds daar in die Ventersdorp distrik en ek is nog altyd betrokke by die plaaslike boerevereniging. En op daardie stadium was 'n jong boer, ouderdom was 30, ek was nog nie 30 gewees nie. Toe ek 30 word, dink ek nou gaan ek groot word. Toe word die jong boer ouderdom 35. Soos ek nog 5 jaar lank 'n jong boer. En daar's nou altyd 'n gespottery. Ek is al op pad na my 50-tal toe, miskien kan ek nog eendag weer 'n jong boer wees. Maar op 'n ernstige noot, as ons gaan kyk na die uitdagings wat die jong boere het, en ek het maar gedink vandag om vir julle miskien te vertel hoe ons as maatskappy die uitdagings sien en wat ons doen vir ons jong boere. En miskien is daar iets wat julle daaruit kan huis toe vat. Dus ek dink dit illustreer die uitdagings wat ons mee sit. Ons boere word al hoe ouer. Dit raak al hoe moeiliker vir jong boere om toe te tree. En op die huidige stadium is landbou in 'n hoogs uitdagende en veranderende tyd. Klimaatsveranderlikheid veroorsaak groot uitdagings. Laas jaar het ons 'n uitsonderlike droogte in ons area gehad. Hierdie jaar spoel ons omtrent weg. En dit alles gee vir ons uitdagings. Dan moet ons gaan kyk na die prys en die insetkoste volatiliteit. En as ons dit bymekaar sit, dan raak dit nog moeiliker. Dan sit ons met stygende grondpryse wat met druk op winsgewendheid maak dit al hoe moeiliker vir nuwe toetreders tot die landbou. En dan is dit ook diversifikasie vir al in Noordwes na onder andere rooivleisproduksie is ook kritiek van belang. Maar sit ook met sy eie unieke uitdagings. So op grond van hierdie uitdagings wat ons jong boere mee sit, het ons as maatskappy besluit om ons eie jong boerprogram te begin. Nou, die afgelope jare het ons so omtrent 28 jong boere gehad. Hulle het so in die orde van omtrent so 6000 hektaar wat deel van die program was wat hulle verbou het. En ek moet sê, ek is baie trots op hulle. Ons jong boere het die laaste paar jaar omtrent, as ons kyk uit 'n opbrengsoogpunt op 'n graankant, seker 'n ton per hektaar beter gedoen as wat die gemiddeld van die gebied is. En die rede is daarvoor is met die jongboerprogram wat ons het, dit gee vir die jongboere geleentheid om kennis en ondervinding te verbreed. Hulle netwerk met ander jongboere wat soortgelyke uitdagings het as wat hulle self het. En dan doen ons dit met landboukundige, nou dit is tegnologie, grondkundige, agronomiese en landbouekonomiese toesig. Ons gee ook ons jongboere die geleentheid om binne hierdie raamwerk te eksperimenteer. Nou miskien net om vir julle iets te noem, as mense die groentoer van ons jongboere bywoon, dit is baie interessant, want elke ene het een of ander ding wat hy uitprobeer. Daar's van die ouens in die ooste wat so, op Droeland 60.000 plantjies plant. Daar's ander ouens wat nou al besluit het, hulle plant met melk, gee so 20 liter melk per hektaar. En daar's bietjie method in the madness, dit werk vir hulle. En dit gee vir die jongboere kans om so bietjie te kyk na ander dinge wat ander ouens doen in ander streke en by mekaar te leer. Dan het ons ook 'n spaarprogram begin. Ek dink met die koste van grond dis amper onmoontlik vir jongboere. Nou wat ek kan sê is van die jongboere wat ons het, dis nie net groot boere se kinders wat ons byvoorbeeld ons program het nie. Ons het voormanne van die boere kry 'n stukkie grond wat hy kan bewerk wat deel van die program is. So dit is nie mense wat noodwendig ekonomiese vermoë het
om grond te koop nie. So ons het 'n spaarprogram begin waar 'n gedeelte van die wins elke jaar moet apart gespaar word. Ons as maatskappy het 'n loyaliteitsprogram. 'n Deel van dit wat ons in daai loyaliteitsprogram het is ook spesifieke toekennings aan die jong boere waarmee hulle dan aandele in die maatskappy kry. As ek gaan kyk vandat ons begin het, is ons terugbetaal koers omtrent so 94%. Die laaste 6 jaar het ons jong boere hulle skuld ten volle terugbetaal. Soos ek genoem het, die produksie wat hulle doen is beter as wat die gemiddeld is. So uit ons oogpunt uit glo ons dis suksesvol. En ons kan ook sien soos wat die jong boere groot boere word daai sukses ook voortgesit. Ek dink as een van die ouens wat op 'n stadium in die jongboerprogram is, wat laas jaar Pannar se daai groei vir goud gewen het in die mielies in ons area. Ek dink hy het in daai droogte 9 ton per hektaar gestroop. En hulle het gister teruggekom van 'n toer van Argentinië, en dit is dan ook 'n ding wat ons hulle geleentheid gee, met samewerking met ons insetverskaffers, waar hulle so 'n bietjie internasionale blootstelling gekry het. Dan wil ek so 'n bietjie net gesels, ek het nou genoem dat diversifikasie is kritiek. Ons as maatskappy, tradisioneel kom ons maar meer uit 'n graanbedryf uit, maar wat ons ook gesien het, die volhoubaarheid van 'n boerdery is afhanklik van 'n ordentlike diversifikasiestrategie. So as ons gaan kyk, ons het ouens is oor die algemeen in die rooi vleisproduksie, waar hulle diversifiseer, en die uitdagings wat hulle daarmee sit is winsgewendheid is onder druk, diefstal en sekuriteit, siekte-uitbrake en beheer, naspeurbaarheid en indringerbosse. Die graanbedryf het 'n geruime tyd gefokus op presisieboerdery en herlewingslandbou. As ons gaan kyk na die rooi vleisproduksie, veral in die Noordwes het ons agtergekom, dis so bietjie op die agterkant gelos. En daar's baie geleentheid ook vir presisieboerdery en herlewingslandbou wat ook gevolg kan word. So ons as maatskappy het op ons aanlyn platform het ons onder andere 'n kuddebestuurstelsel ontwikkel wat gratis vir ons produsente en vir ons jong boere beskikbaar is, saam met die graanbeplanning en kaarte en produksiebeplanningsplatforms wat beskikbaar is. Ons het dit ook laat dit geïntegreer met RFID lesers en ook skale. Die effek wat ons dan daarmee het is, dit gee dan ook vir die ouens se geleentheid. Die dag as, ek weet naspeurbaarheid is so op die huidige stadium so 'n bietjie van 'n uitdaging. Ons glo dat as ons hierdie ding in plek het, dan kan ons éventueel integreer en ons produsente help om bietjie meer waarde te kry dit wat hulle doen. Dan is ons sien een van die dinge in die toekoms is drones, hommeltuie, en ons gebruik dit baie in ons area. Ons self is 'n DJI handelaar. Ons het so 100 drones van daai spy drones verkoop in die laaste jaar. Dink ons verkoop so 25% van die land se drones self. Ons gebruik dit ook self. En ons onder andere waarvoor dit gebruik word is vir die bespuiting van graangewasse en dan ook selektiewe beheer van indringerbosse met korrels en spuitstof. Dan ook plaassekuriteit wat baie belangrik is. Ons gebruik ons waarnemingsdrones. Een wat nou nuut is een wat hulle praat van 'n dok. So hy land self, hy charge self, hy vlieg self en dan kan hy inspeksies doen vir jou plaas en hy het 'n termiese kamera met nagsig wat 'n mens omtrent 2000 hektaar kan patrolleer. En dit is van die goeders wat ons nou al hoe meer begin gebruik in ons gebied en ons area. So weer eens, ek dink net van my kant af en van NWK se kant af, baie dankie vir die voorreg om hier betrokke te kan wees en sterkte met julle werksaamhede en ons wens julle alle voorspoed toe. Dankie. Uit sonkrag groei jy lewe. Uit korrels maak jy kos. Vir mens en dier. En mens en dier. Om en om voed jy die lewensblom. NWK, daagliks daar vir jou.